Goeiemôre en welkom hier op Vadersdag. Baie hartlike welkom aan almal wat inskakel vandag. Ek hoop julle as vaders is al lekker bederf. Hier by die kerk vier ons dit eers volgende week, so as jy gelukkig genoeg is om dit vandag te vier by die huis, kan jy volgende week kerk toe kom en dan gaan die dames ons weer lekker bederf. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor Triniteit, oor die Triniteit van God en hoe dit werk en so. Want vandag is eintlik 'n besondere dag. Vandag is Triniteitssondag. So dit is 'n unieke tyd in ons kerkkalender waar ons dan na Pinkster gesels oor die Triniteit. Nou, ons gaan vandag 'n bietjie saam lees uit Romeine 5 vers 1 tot 5 uit, maar God is as wese betrokke in ons skrifgedeelte. Ons gaan saam lees uit hierdie brief wat Paulus aan die Romeine skryf. So, ons gaan 'n bietjie ontgin hoe die drie persone van God, Vader, Seun en Gees, elk funksioneer in die gedeelte wat ons dan nou gaan saam lees. En dan gaan ons ook sien hoe hierdie drie persone van God die hele wese van God in die spesifieke gedeelte ook uitgebeeld. So net so voordat ons saam uit die Bybel uit lees, dan kom ons bid saam. Liewe Heer, wat 'n ongelooflike voorreg om hier op Vadersdag, maar ook op Triniteitssondag saam te kan wees as gemeenskap, Here. Ons vra dit U asseblief vandag saam met ons sal wees, dat ons lekker saam met mekaar sal kan gesels, dat die mense sal pause en gesels met hulle gesinne, en dat ons dan so ook bietjie meer kan leer, Here. Dit is nie altyd maklik om te praat oor die Triniteit nie, ons weet nie altyd hoe nie, dit is bietjie 'n misterie, maar help ons asseblief, Here. Ons vra dit als in U groot en heilige naam. Amen. Ek lees dan vir ons Romeine 5 vers 1 tot 5. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dit is nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig vir volharding. En volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ek het vandag vir ons uit die 2020 vertaling uitgelees, maar dit behoort daarom nie te veel te verskil van wat jy daar in jou vertaling het as jy nie dieselfde een het nie. Nou, soos ek gesê het, ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die drie eenheid, oor die Triniteit, as mens nou die fancy woord wil gebruik. En soos ek ook in die gebed gesê het, is dit nie altyd baie maklik om oor hierdie onderwerpe gesels nie. Dit voel vir ons verskriklik moeilik en dit is eintlik bietjie ongemaklik om daaroor te praat. So ek wil julle so vlugtig uitnooi om net die oë toe te maak en vir so 15 tot 20 sekondes die video bietjie te pause en saam as gesin of dalk as jy alleen net bietjie te dink oor hoe verstaan jy die Triniteit? Dis moeilik, né? Ek het die afgelope week so vinnig met die jong mense bietjie gesels oor die Triniteit en oor die drie eenheid. En die oomblik toe ons bietjie daaroor begin praat, toe is dit half hierdie ongemaklike gevoel. Want wat kan mens nou eintlik sê oor die drie eenheid? Hoe kan mens nou eintlik daaroor praat? Waar begin mens? En so het ek vir die jeuggroep beloof en my woord gegee dat ek in vandag se preek bietjie sal deel hoe ek dink oor die drie eenheid en hoe ek dink die drie eenheid werk. Nou ek moet bieg, dit is nie ek wat so slim is nie. Ek het hierdie in 'n boek raak gelees iewers in my studies, ek dink dit was so 2 jaar gelede. Maar as jy my vra, dan dra dit nogal waarde. So die van julle wat my ken, weet ek is mal oor musiek en dit is natuurlik ook in musiek wat ek dan nou hierdie analogie het. So in musiek kry jy wat jy noem 'n akkoord. En 'n akkoord bestaan uit 'n paar note, gewoonlik maar 3, maar soms is daar 'n paar woordakkoorde wat 4 of selfs net 2 is. Maar dit is nogal hoe ek dink die drie eenheid werk. Dit is nogal hoe ek die drie eenheid verstaan. So God se wese is die akkoord hierdie. Maar 'n akkoord is bestaan uit enkele note. Hierdie noot en hierdie noot. So dit is dan die persone van God, maar hier is waar dit ongelooflik is en waar dit vir my eintlik bydra tot die gesprek van die Triniteit en die drie eenheid. Want as jy die akkoord speel, dan hoor jy nog steeds die individuele note. So luister so byvoorbeeld, as ek nou hierdie noot vir jou so speel. En ek speel die akkoord. Jy hoor nog steeds daai noot, 'n gedeelte van hom. En hierdie noot dan? Jy
hoor nog steeds daai noot. Dit dra alles saam tot die akkoord en dan laastens hierdie noot. Jy hoor hom nog steeds daar in die akkoord. Dit is iets ongelooflik. Nou dalk is jy glad nie 'n musiekkenner nie en eintlik is jy dalk toondoof en jy verstaan nou glad nie wat ek sê nie. Moenie worry nie, dit is net 'n analogie. Maar wat ek probeer sê is jy kan in die akkoord hoor dat dit die persone is wat saam die drie eenheid van God maak. Maar dit is egter belangrik om ook te onthou dat enige analogie platval. As mense te ver vat en as mense te diep in 'n analogie ingaan, dan val dit plat. So vat dit vir wat dit is 'n analogie, dis hoe ek die drie eenheid so 'n bietjie van dit verstaan. En ek sê ook geensins hiermee dat dit is uitsluitlik hoe die drie eenheid werk nie, maar ek dink wel dat dit dra vir ons 'n bietjie by om dit so klein bietjie meer tasbaar te maak, om 'n gedeelte daarvan te verstaan. As mens die drie note van die akkoord hoor in die akkoord ook. Elkeen God, maar elkeen saam ook God. So ons gaan nou dan 'n bietjie gaan kyk hoe die verskeie note of die persone van God funksioneer in die teks, in hierdie teks van Romeine 5. En hoe dit dan saam ook die akkoord van God uitmaak. So kom ons begin dan by God die Vader. Nou as ons 'n bietjie teruggaan na die teks toe, dan sien ons die volgende pertinent oor die Vader. In vers 1 sien ons die frase, het ons vrede by God. Nou hierdie vrede is 'n vrede by die Vader. Maar let daarop dat dit nie die vrede van God is nie, eerder is dit vrede by God. Hier moet ons nie die fout maak om die frase te lees asof dit net oor 'n innerlike gevoel van vrede gaan nie. Want nie eerder hier bedoel Paulus as hy dit skryf dat ons met God versoen is deur ons geloof, deur Jesus Christus. Daar is nie meer wrywing of verwydering tussen ons en God nie. Want dit is wat die Vader wil hê. Hy wil in vrede saam met ons leef en ons versoen by hom, met hom. So die Vader maak dan seker dat ons vrede by God het. Nou die volgende gedeelte van die Vader sien ons hier in vers 5. Die frase is, want God se liefde. Hierdie is die liefde van die Vader. Agape liefde, godelike liefde, wat dan aan ons bewys is deur die Seun en uitgestort is in ons harte deur die Gees. God het ons lief soos 'n Vader. Hy wil ons beskerm en hy wil saam met ons 'n pad stap. Dit sien ons baie duidelik in hierdie gedeelte as deel van die persoon van die Vader in die drie eenheid. Met ander woorde, ons het hierdie twee aspekte van wat ons sien van die Vader. Die een kant is dit sy liefde vir ons, maar dan aan die ander kant is dit ook dat hy ons in vrede met hom kan leef, dat hy saam met ons in vrede wil leef. Maar kom ons gaan dan kyk dan na die Seun. As ons 'n bietjie die lens van die Seun opsit, dan sien ons in die eerste twee verse baie pertinent die persoon van die Seun in die teks. Die eerste is in vers 1, weer eens, en die frase is deur ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, deur die Christus word die vrede by die Vader bewerkstellig. Die Seun is die een deur wie ons toegang kry tot die Vader. Hy is nie net die brug nie, maar hy is ook ten volle God, een in wese met die Vader. Ons sien presies dieselfde in vers 2. Deur hom het ons toegang gekry, is die frase. Christus is die een wat dit moontlik maak vir ons om die genade van God te beleef en om deel te hê aan God. Christus is die deur tot geloof en tot die genade van God. Hy is die een deur wie ons intree in die volle verhouding met die drie-enige God. Weereens moet ons nie die fout maak om te dink dat Christus dan minder as die Vader is of die Gees nie. Dit is glad nie die geval nie. Ons breek dit nou net oop soos wat die verskeie persone se verskeie rolle in die teks baie duidelik na vore kom. Beteken dit hulle is slegs gebonde tot hierdie rolle? Nee, glad nie. Daar is baie rolle. Hierdie is net hoe dit in hierdie teks voorkom. Met ander woorde wat ons dan sien van Christus in hierdie skamele 5 versies, is dat hy die gom is wat die vrede tussen ons en die Vader moontlik maak. Hy versoen ons met die Vader. Maar hy maak ook vir ons die deur oop. Hy is die deur wat dit moontlik maak vir ons om die genade van die drie-enige God te ervaar. En dan uiteindelik kry ons die God die Gees, die Heilige Gees.
Nou om werklik raak te sien hoe die Heilige Gees die perspektief, hoe ons die perspektief van die Gees kan sien in hierdie teks, moet ons bietjie anders kyk. Want die eerste gedeelte waar ons dan die Gees kan raak sien is weer eens in vers 1, daar aan die begin. Op grond van geloof geregverdig is. Ons is op grond van geloof geregverdig. En daarom kan ons in vrede met God leef, deur die Seun. Nou, hoekom sê ek hierdie is dan die Gees? Want dit is die Gees wat die geloof in ons kultiveer. Dit is die Gees wat ons dryf tot geloof. Dit is die Gees wat ons bewus maak van die drie-enige God. Nou in verse 3 en 4, dan sien ons die ontwikkeling van gelowiges, hoe ons van verdrukking al die pad regdeur tot by hoop gaan. My vraag is, wie is aan stuur van daardie ontwikkeling? Wie kweek daardie ontwikkeling? Die Heilige Gees. Hy is die een wat die proses oorsien, hy is die een wat aan stuur staan van die proses en wat seker maak dat ons op die ou ende van die verdrukking af na die hoop skuif. Dat ons in die verdrukking die hoop raak sien. Uiteindelik sien ons dan in soveel woorde in vers 5 dat die Heilige Gees in ons harte uitgestort is. Maar meer as dit, sien ons dat die Heilige Gees die boodskapper en die draer van God se liefde is. Die Gees is egter nie slegs die draer van die Vader se liefde nie, maar hy is self God en werk in eenheid met die Vader en die Seun om daardie liefde werklik in ons te vestig. So wat sien ons dan van die Gees in hierdie gedeelte? Hy is die een wat ons geloof kultiveer en hy is die een wat ons bewus maak van die drie-enige God. Hy is die een wat ons begelei op die pad sodat ons van verdrukking na hoop kan skuif, sodat ons in die verdrukking hoop kan hê. Maar die Gees is ook die een deur wie die Vader se liefde deur Jesus Christus in ons harte gevestig en lewend gemaak word. Nie net as 'n agent nie, maar as 'n ware teenwoordigheid van God self. En dit is vir my nogal vreemd dat ons in ons tradisie ten minste gewoonlik geneig is om die minste te maak van die Gees. Maar as jy na hierdie teks gaan kyk, ek het dit sommer so, toe ek hierdie preek uitgewerk het ek dit so gehighlight, soos wat ek hierdie frases genoem het, in verskillende kleure, een vir die Vader, een vir die Seun, een vir die Gees, dan kan jy dit baie duidelik sien, dat die Gees is redelik prominent. Maar hier is egter die ongelooflike deel van die teks. Julle sal onthou, ek het aan die begin gepraat van die Vader, die Seun en die Gees, maar nou ook die akkoord. Want in hierdie teks sien ons al drie persone van die drie-eenheid saam. Ons sien dit in vers 2. Hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Dit is die frases. Weerens, jy kan sommer as jy wil in jou Bybel highlight, vat 'n ander kleur en highlight hierdie weer 'n ander kleur, 'n vierde kleur. Want dit is die drie-eenheid saam wat genadig is. En dit is die drie-eenheid se heerlikheid in wie ons deel kan hê. Dit is nie net die heerlikheid van die Vader of van die Seun of van die Gees nie, nee, dit is die heerlikheid van God as wese. Ons sien dit weer in vers 5 ook, wanneer daar gepraat word van die hoop wat nie beskaam nie. Want hierdie hoop is 'n goddelike hoop. 'n drie-enige hoop. In ons taal vandag beteken hoop dat jy dink iets dalk mag gebeur, maar vir Paulus is dit presies die teenoorgestelde. Paulus praat nie hier van die menslike hoop nie, nee, hy praat van goddelike hoop, 'n hoop wat ons verseker weet sal gebeur. Hierdie hoop is nie die vooruitsig van wat moontlik sal gebeur of mag gebeur nie, dit is eerder die vooruitsig van dit wat al reeds gewaarborg is. Met ander woorde, hierdie hoop is geanker in God self. Dit is 'n trinitariese hoop, 'n drie-enige hoop wat uit die Vader se liefde spruit. Deur die Seun gewaarborg is en deur die Gees in ons harte gevestig is. En dit is dan ook my boodskap vir jou vanoggend. Om jouself bietjie in te stel op die liefde van die Vader. Om jouself bietjie in te stel op die Seun wat dit toeganklik maak vir ons om by God uit te kom. En wat dit waarborg. En dan ook om jouself in te stel op die Gees wat dit in jou hart plaas. Maar dan op die ou ende ook
om jouself in te stel op hierdie goddelike hoop wat vir ons gegee is. Ek het 'n dosent gehad wat altyd vir ons gesê het, iets is heilig as dit, of dit is goddelik of trinitaries as dit 3 keer gesê word. So ek wil vir jou sê, hoop, hoop, hoop. 'n trinitariese hoop, 'n goddelike hoop. Want die liefde van die Vader, gewaarborg deur die Seun, wat gevestig is in jou hart deur die Gees. Dit is die hoop wat nie beskaam nie. Mag jy dit by jou dra in die res van jou lewe. Kom ons dit net so, dan sluit ons oë. Liewe Here, wat 'n ongelooflike voorreg om 'n teks te kan vat en dit dalk bietjie meer akademies te benader en met 'n ander lens te kyk, maar om die teks bietjie uitmekaar te trek en te kan sien, daar is die Vader, daar is die Seun en daar is die Gees. Maar in dieselfde asem ook te kan sê, daar is God. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan leer van U, Here, dat ons 'n stukkie van U kan raak sien in 'n teks, Here. Here, ek vra dat U asseblief ons sal instel op hierdie goddelike hoop. Vanaf die Vader, deur die Seun, gelees in ons harte deur die Gees, Here. Mag ons dit onthou. Ek bid dit als in U groot en heilige naam. Amen. Ek wil graag die seën vir jou uitspreek. So, mag jy die liefde en die vrede van die Vader ervaar en raak sien in jou lewe. Mag jy opnuut bewus word van Christus se offering wat jou met die drie-enige God versoen. En mag jy die leiding van die Gees navolg en mag jy sy teenwoordigheid beleef. En mag die hoop van die drie-enige God vir jou 'n bron van vreugde wees. Amen.